almal staan baie keer voor keuses in ons lewens. Daar's vir my in die week gesê dat hierdie intersection wat nou op die big screen is in Dallas, en jy het 'n breekdeel van 'n sekonde om glo te besluit wat een van daai hoofweë gaan jy volg. Daai paai split so, as ek daar moet ry, ek dink ek sal 'n bordjie kry wat sê Kaapstad 3, dan weet ek het verkeerd afgedraai. Dit is, maar ek dink ons almal neem besluite elke dag, vandat jy opstaan, of voor jy opstaan. Jy begin al die vorige nagbesluite te neem, hoe laat gaan ek opstaan. En dan, in die winter is dit moeiliker, vra my. Vanmôre het ek die wekker doodgedruk, en gedog, ek gaan net gou vir 5 minute lê. Ek gaan nou opstaan. Toe trek ek die kombers oor my kop, en besluit, ek gaan nou opstaan. Ek het 'n halfuur later wakker geskrik. Needless to say, maar daai van, my jete, effek in jou lyf, en dan spring jy op, dan gebeur alles teen trippelspoed. Maar ons almal maak keuses, en dan is die groot keuse gewoonlik, gaan ek eers tandeborsel of eers koffie maak. En dan gaan jy deur jou lewe met keuses. Party keuses is maklik, ander keuses is moeilik. En ons kan dit opdeel dalk in keuses wat jy net vanselfsprekend maak, en dan het jy partykeer keuses wat jy bietjie langer oor dink, of jy soek bietjie leiding, en daar's verskillende maniere hoe verskillende mense leiding kry. Ek wil net vir jou sê, jy is die enigste wese wat die vermoë het, wat deur God geskape is, om te redeneer en te kies. En dit maak ons 'n stap hoër as die res van die skepping. God het gesê dat hy ons gaan maak na sy beeld en sy gelykenis, ja, liggaam, siel, gees, maar ook gaan hy ons maak met die vermoë om te redeneer en te kies en te heers. Nou ek sal by 'n volgende geleentheid bietjie meer oor dit praat. Ek moet vir julle sê, toe ek hierdie goed begin bymekaar sit, het ek agtergekom, ek gaan nie in een preek hierby uitkom nie. Maar ek gaan nog steeds volgende week aan met die vakansiereeks, soos ons hom afgekondig het, van die pak jou rugsak vir die jong mense en vir die kinders, so ek wil ook vir die ouers sê, daar is iets spesifieks vir jou kind hierdie volgende paar weke, moet nou nie vir die wintervakansie, as jy nie weggaan op 'n Sondagoggend nie, bring hulle maar gou laat en kom dien die Here saam, want dit is wanneer jou kind wat in Hawa Kids is, die kind wat in Hawa Youth is, kan sien hoe pappa en mamma praise en worship, hoe pappa en mamma ook in die kerk dan ook Jesus loof en prys. Maar dan sal ek na die Julie vakansie sal ek vir julle die tweede deel van keuses dan bring. Nou, partykeer maak 'n mens vinnige keuses. Ek kan net sê, as dit 'n klein keuse is, hoe voel ek? Ek voel nou lus vir koffie, dan gaan ek en ek maak vir my koffie. Of ek voel my mond proe nie lekker nie, dan gaan borsel ek dan, of wat ook al. Maar partykeer in 'n groter keuse het 'n mens partykeer 'n ander roete wat 'n mens volg. En verskillende mense sal verskillende roetes volg. Ek sal later daarby uitkom om so 'n bietjie meer te sê hoe ek groot keuses in my lewe maak. Maar daar's niks meer fout om advies te vra of om eers te bid daaroor of om eers net seker te maak of om 'n lyn te gaan trek in die middel van 'n bladsy en te gaan sê wat is die voordele, wat is die nadele van hierdie keuse as ek hierdie keuse maak en dit mooi te deurdink voor ek net doeteenvoudige keuse maak. So as jy kan goeie keuses maak, maar ek wil net vir jou een ding sê, al het jy al bad choices in jou lewe gemaak, ek wil begin met dit vandag, om vir jou te sê, al het jy al slegte keuses in jou lewe gemaak, en jy sit vanoggend hier so en jy sê vir jouself, joh, ek het al dom besluite in my lewe geneem. Okay, ek gaan my hand opsteek, ek het al dom besluite in my lewe geneem. Julle hoef nie, dankie. Hier's 2 mense wat saam met my, 3 mense wat saam met my dom besluite al geneem het, res van julle baie geluk, ons wil graag met julle vriende wees. Maar wanneer ek 'n dom besluit geneem het al in my lewe, wil ek vir jou gou ietsie sê. God is met jou in jou verkeerde keuses partykeer. Daar staan nêrens in die Bybel dat die Here jou gaan verlaat as jy ooit 'n verkeerde keuse gemaak het nie. So dit troos my om te weet dat die Here selfs in my verkeerde keuses saam met my is. So dalk het jy al goeie keuses gemaak in jou lewe en dalk het jy nie, maar ek wil vir jou sê die beste keuse wat jy ooit in jou lewe kan maak, is die keuse om Christus Jesus as jou verlosser en saligmaker aan te neem. Dis die beste keuse ooit wat jy kan maak. En daar is nie 'n reg of 'n verkeerde keuse nie. Jy is klaar gebore met die verkeerde keuse.
In sonde is ons ontvang en gebore en ons moet die keuse maak om Christus Jesus deel te maak van ons lewens. En ons kan die beste keuse wat ons kan maak is om Jesus aan te neem. Hy sê almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, Johannes 1 vers 12. Nie aan sy naam glo nie, in sy naam glo. So dis 'n verplasing van jou vertroue in Christus se kruisdood, dat hy jou verlosser, dat hy jou saligmaker, dat hy jou hoop is. Dis die beste keuse wat jy ooit in jou lewe kan maak. En dan as jy bevestiging wil soek of dit 'n goeie keuse is, kan jy in 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 gaan lees. Salome se favourite gedeelte uit die Bybel. Sy sê altyd hierdie is haar favourite verse. 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 kan jy gaan lees waar die Here vir ons sê dat hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het vir julle geskrywe dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en die lewe is in sy seun. Daar's jou beste keuse ooit. Maar dan as jy die Bybel oopmaak, en ek gaan nie vandag daaroor praat nie, ek het besluit ek gaan dit noem, maar ek wil oor goeie keuses praat. So, daar is mense in die Bybel wat verkeerde keuses gemaak het, wat slegte keuses gemaak het. Daar is mense wat partykeer keuses gemaak het, wat ons kan sê, wow, hoe kon julle? Ek meen, dink aan die heel eerste mense wat gelewe het. Het hulle 'n goeie of 'n slegte keuse gemaak op 'n stadium? Hulle het 'n keuse gemaak, want Eva was openlik bedrieg deur Lucifer. Daar staan, en die slang was listiger as al die diere van die veld. So en Lucifer het nie Lucifer nie, die duiwel, die gevalle duiwel, het in die vorm van 'n slang aan Eva verskyn, en hy het haar openlik bedrieg. Hy was listig geweest om haar te bedrieg. Nou, wanneer ek baie keer slegte keuses in my lewe maak, is wanneer ek bedrieg word deur omstandighede. Wanneer ek bedrieg word deur ander mense, wanneer ek dalk bedrieg word deur vir my die voordele van 'n spesifieke ding te skets, wat glad nie voordelig vir my is nie, en ons val nog steeds vir dieselfde triek. Is dit nie so nie? En dan maak ek dom keuses in my lewe, want ek dink dis 'n goeie keuse, en Eva is 'n voorbeeld daarvan, en Adam is 'n voorbeeld daarvan. Nou, daar's ook slegte keuses wat gemaak word, wanneer ek nie bedrieg word nie, maar wanneer ek bedrog pleeg, maak ek slegte keuses. So ons kan nie net altyd sê, ek was bedrieg en daarom het ek 'n slegte keuse gemaak nie. Partykeer kom maar ook slegte keuses wanneer ek gaan net 3 voorbeelde noem. Die tweede een is nou, wanneer ek nie bedrieg word nie, maar wanneer ek bedrog pleeg. So ek maak 'n keuse, en ek gaan die voorbeeld noem van Ananias en Safira in Handelinge, wat 'n stuk grond verkoop het, en na die disippels toe gegaan het, en vir hulle gesê het, ons het ons grond verkoop vir, ek gaan nou sommer in ons terme praat, sê nou maar R1 miljoen, en ek het my grond verkoop, en hier is R1 miljoen vir julle, vir die bediening. Van die eerste plek, dit was hulle grond. Hulle kon aan my gemaak het wat hulle wou. Maar Ananias en Safira het bedrog gepleeg deur vir die disippels te lieg. Deur nie te sê, hoor die ouens, hier is vir julle R500,000. Want ons het ons grond verkoop vir R1 miljoen, maar ons besluit, ons wil vir julle R500,000 gee. Daar was al geen bedrog nie. Maar die feit dat ander mense hulle grond verkoop het, en die volle bedrag vir die disippels gegee het gemaak dat Ananias en Safira eerder gedink het aan die aansien van mense as die aansien van God, en toe gaan verkoop hulle grond, en hulle lieg vir die disippels deur te sê, dis die bedrag waarvoor ons het verkoop het. Ek is seker daarvan as Ananias en Safira dit anders gedoen het, en hulle het net daar aangekom en gesê, ouens, ons gaan vir julle R500,000 gee, ons het R1 miljoen gekry vir ons stuk grond, maar hier is so R500,000 vir julle om die evangelie te verkondig, het hulle albei nog langer gelewe. So wanneer ons baie keer slegte keuses maak, moet ons ook kyk, is ek nie dalk betrokke dat ek iets vir myself probeer kies in plaas van vir die groter prentjie nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? OK. Die derde voorbeeld is wanneer ek blind raak vir my eie foute. Ek raak baie keer blind vir my eie foute, soos 'n Dawid wat blind raak vir sy eie foute, en hy sien nie meer die saak reg nie. Hy is besig om verkeerd 'n saak te hanteer. In plaas van dat hy saam met sy manskappe in die oorlogsveld is, waar hy hoort om hulle te lei as generaal, hy het vir Abner gehad, maar die mense het vir Dawid geveg. In plaas wat hy as leier voorstap, gaan staan hy terug, en hy laat ander mense vir hom, want hy raak blind vir sy eie foute, en hy gaan staan op die dak, en julle ken die hele storie van Batseba. Die
tannie wat gebad het, en toe sê nou, Batseba. En dit het gekort, dat Nathan sy oë moes oopmaak, en vir hom sê, jy maak 'n fout, jy's blind vir jou eie foute. So wanneer ons baie keer keuses maak, kan ons hierdie 3 goedjies, dis net 3 goedjies, en daar's baie ander voorbeelde wat ek jou kon gee, maar net hierdie 3 goedjies dalk net weet, wanneer ek 'n verkeerde keuse maak, wat is eintlik agter my verkeerde keuses? Is dit dalk ek laat iemand my bedrieg, iemand is besig om vir my die verkeerde inligting te gee, dan kan ek vir die Here bid vir onderskeidingsvermoë, of dat ek die saak beter ondersoek, of wat ook al. Is ek dalk besig om bedrog te pleeg? En baie keer dink ons nie ons pleeg bedrog nie, maar ons doen goeders vir die verkeerde redes. Soos Ananias en Safira, plaas van aansien hulle wil aansien van mense gehad het, plaas die aansien van God. En dit kan my dryf tot 'n verkeerde keuse. Of die derde een is, ek kan baie keer 'n verkeerde keuse maak, omdat ek blind geraak het vir my eie omstandighede. Dis net 3 voorbeelde wat 'n ou kan aanmeet. Wanneer ons kom by goeie keuses, gaan ek ook 3 voorbeelde vir jou noem. En soos ek vir julle sê, daar's te veel, en ek het besluit om 'n deel 2 te maak oor 'n maand of so van nou af, na die skoolvakansie. Nou, goeie keuses wat ons kan doen, daar's sekere kriteria in goeie keuses. En die eerste een wat ek jou wil noem is, wanneer ek baie keer 'n goeie keuse in my lewe maak, is dit baie keer 'n ongemaklike keuse. Dink 'n bietjie daaraan. Baie keer moet jy 'n ongemaklike keuse maak. En 'n ongemaklike keuse is 'n baie keer, ek sê nie altyd nie, omdat daar's goeders wat maklik is, daar's klein goedjies wat maklik is. Maar daar's ook goed wat jy baie keer moet keuses maak, maar dit raak 'n ongemaklike keuse. Ek wil nie gou ietsie sê. Lausanne. Die Here gebruik vir jou op 'n wonderlike manier. Julle, ons dekorbediening, die mense in ons dekorbediening is so in touch. Dis net nie waar nie. Vanoggend sien ek vir haar, sy sit hierso, en sy's besig om goedjies te maak en te vleg en reg te kry en die tikkies op die regte plek te sit en wat ook al. En ek wil vir julle sê, ek het hierdie week 'n week beleef waar ek baie teruggekyk het op Hawa se oorsprong en die oorspronklike doel waarvoor die Here hierdie gemeente in die lewe geroep het. En ek het baie vrae gehad. Ek het baie goed gequestion. Ek deel dit nie altyd met almal hoe ek redeneer oor goed nie. Maar nie, oorspronklik het die Here vir my gesê, toe alles gelyk het asof dit nie gaan uitwerk nie. En ek het mense se advies gevra, oor moet ek uitstap en bedank by die vorige kerk waar ek is? En moet ek Hawa, wat ek nie eens geweet het dat sy naam is op daai stadium nie, moet ek my eie gemeente gaan begin? Toe was een van die dinge gewees, dit is nie die regte tyd om dit te doen nie. Dis nie die regte ekonomiese tyd om dit te doen nie. Dit is nie in al hierdie dinge. En toe ek die Here gaan soek daarvoor, toe gee die Here vir my Jesaja 43 vers 19. Hy sê, ek sal vir jou 'n rivier laat vloei in die wildernis. Ek sal vir jou, waar daar dorplekke is, moenie kyk na die ekonomie nie, stap uit in die geloof. En hier is hy vandag vir my uitgesit, as 'n bevestiging. Lausanne is 'n eyster. Dankie vir die bevestiging. Jy sien, ons maak baie keer keuses, en hierdie was nie deel van my preek nie, hierdie is Lausanne se skuld. Maar dit is net vir my so mooi, toe ek daar staan, en ek kyk na die geheelbeeld van wat sy hier gemaak het, van die water wat vloei uit die kruik uit, en dat die Here maak lewe. Ek het gister vir Salome gesê, ek soek so beeld, en nou het Lausanne vir my die beeld gegee. Wat jy sien, een of ander stadium in jou lewe, en dalk is dit nie deel van die preek nie, dalk is dit nou deel van die preek, maar een of ander stadium van jou lewe moet jy 'n keuse maak. Gaan jy God vertrou dat die Here vir jou gaan voorsien, en dat die Here vir jou gaan die kruik oopmaak met die water, laat die water vloei,
of gaan jy tevrede wees om in 'n dorwoestyn in jou geestelike lewe te bly? Want ek sê nou vir julle, as ek gebly het waar ek was, en niks fout met die gemeente waar ek was nie, dit is 'n fantastiese gemeente, en mag die Here vir hulle seën, en hulle gaan vooruit, vandat ek bedank het. Wil ek vir jou sê, dat dit was die beste keuse vir my. Dit was vir my die beste keuse wat ek ooit kon maak. Partykeer is dit 'n ongemaklike keuse wat jy moet maak. En nou gaan ek wegloop van myself af en ek wil vir jou wys, daar's 'n man met die naam van Nehemia. Nehemia sit plus minus 900 myl, tussen 800 en 900 myl, verskillende verklarings van die Bybel sê verskillende getalle. Hulle sê dis tussen 800 en 900 myl weg van Jerusalem af. Sit hy in 'n job waar hy die koning se skinker is. Nou ons kan dink dis nou sommer net 'n klein job, maar weet jy wat, as jy die koning se skinker is in daai dae, beteken dit dat die koning is hy het soveel vertroue in jou. Want elke ding wat jy vir hom gee, net een persoon kan die koning se skinker wees. En dis die ou wat vir hom sy drinks ingooi, wat hy ook al drink, né? Of dit nou koffie is of water of wat ook al. En jy gee vir hom daai aan en jy verseker hom dat daar is nie gif daarin nie. Want in daai tyd was dit 'n free for all geweest. As jy wil koning word, dan maak jy die ander koning dood en word jy koning, tipe van ding. Dit het maar so gewerk in daai tyd. Fokus, Marius. Maar hier sit hy, 900 myl of 1300 km, soos omtrent, bietjie meer verder as omtrent Kaap toe, kom ons maar sê, sit hy weg van Jerusalem af, en hy het 'n job wat hy's okay, hy word getrust, hy's in die paleis, hy eet van die koning se kos, hy's okay. En weet julle wat, hy hoor dat Jerusalem lê in pyn. En hy maak hierdie ongemaklike keuse om uit sy comfort zone uit te kom en betrokke te raak by 'n plek waar die mure op die grond lê. En die beste keuse wat Nehemia ooit in sy lewe kon maak, was om betrokke te raak by Jerusalem se herbou. Jy sien, partykeer moet ons goeie keuses maak, maar dit is ongemaklike keuses. Ek kan either in my comfort zone bly in die land Susan, of ek kan uitgaan na Jerusalem toe, daar waar God my wil gebruik, en ek kan 'n ongemaklike keuse maak vir myself, sodat ek by God kan, in God se koninkryk kan 'n verskil maak. Nou ons lees, hy sê, toe hy in 'n gesprek was, die koningin was daar, en die koning was daar, en hulle in 'n gesprek met Nehemia, en hulle vra vir hom, nou hoekom lyk jy so af? Hy sê, en hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Hoor gou hoe raak hy betrokke in sy hart eers. Hy sê, en by die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en vir dae lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ouens, hierso is 'n waarheid hier opgeneem net in hierdie vers 4. Wanneer ek 'n goeie keuse in my lewe wil maak, moet ek betrokke raak in my hart by iets. Ek moet in my hart moet ek die besluit neem, en dan moet ek God se aangesig gaan soek om 'n goeie, en dit gaan dalk 'n ongemaklike keuse wees, maar dit gaan die beste keuse van jou lewe wees wat jy kan maak. Raak betrokke met jou hart in God se saak. Julle, ek het myself die vraag afgevra, Marius, huil jy nog oor mense wat verlore gaan? Marius, huil jy nog vir mense wat nie die evangelie ken nie? Marius, raak jou hart nog ontsteld oor mense wat elke dag sonder God en sonder hoop doodgaan? Die beste keuses wat ek kan maak is baie keer ongemaklike keuses. Ek kan bou, al is dit nie my probleem nie. Ek kan oorspronklik dink, dis nie my probleem nie, daarom gaan ek dank saam doen nie. Maar die beste besluit wat jy kan neem is om te sê, Here, ek raak in my hart, gaan ek betrokke raak by hierdie ding. En ek gaan bou, al lyk dit nie soos my probleem nie.
hierdie selfde Nehemia, ons gaan gou net so 'n bietjie aan met sy storie. As jy betrokke raak met jou hart in 'n ding, sal God voorsien. Glo julle dit? As ons as 'n Hawa met ons harte betrokke raak in God se koninkryk, die Here sal voorsien. Hoor gou hierso. Nou sit Nehemia met hierdie worsteling. Hy het nou vir dae lank gevas en gebid en die koningin en die koning sit daar in die troonkamer en nou approach hy hulle en die koningin het langs die koning gesit. So die autoriteit was daar. En toe vra hy nou vir hom, vir Nehemia. Jy sien, jy moet altyd jou vrou vra. Hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Dan word Nehemia nou vir hom gesê. Onthou, julle, dit is net vir my amazing. Onthou, hy het nou dae lank gevas en gebid. As jy eintlik die hele verhaal gaan lees, hy het dae lank gevas en gebid. En toe kom hy en hy bedien die koning weer en hy is besig om vir hom om te skink en hy gee vir hom sy wyn of wat ook al hy gedrink het en die koning sê vir hom, "Hoekom lyk jy so ontstel? Hoekom lyk jy so af?" Nou net dit, né, was klaar 'n gevaarplek waar hy kan wees, want jy moet glimlag as jy die koning dien. Jy kan nie met 'n dik bek om bedien nie. Hy kan daar sy werk verloor het of sy kop verloor het, een van die twee. En as jy gaan lees in Nehemia, dan sê hy, en ek het tot my God in die hemel geroep en vir die koning gesê, daai skietgebed, Here, nou moet jy my help. Nou moet jy my help. Was jy al so in so 'n situasie gewees? Maar jy sien, ek kan nie net 'n skietgebed doen as ek in die moeilikheid is nie. Daai skietgebed kom vanuit 'n vas en 'n gebed uit 'n kontaksessie met God uit. En ons moet ietsie leer. Ek kan nie net as ek in die moeilikheid is, Here, nou moet jy my help nie. Is dit vooraf gegaan deur ordentlike contemplation om met God 'n pad te stap. En nou staan hy het nou klaar daai skietgebed gegee, hy het klaar gevas en gebid en nou staan hy voor die koning en hy sê vir die koning, ek moet Jerusalem toe. En die koning nou moet hy hom release, né? Onthou, want hy werk daar. En hy gee vir hom verlof en hy sê vir hom en ek het hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die gouverneurs aan die Wes van die Vraat, sodat hulle my vrye deurgang gaan gee tot ek in Juda aankom. So hy soek nou briewe dat hy kan reguit trek en nie om sekere koninkryke hoef te trek, kan hy vinniger in Jerusalem wees. So die Here is klaar besig nou, hy ken die regte mense in die regte plekke. It's not who you are, it's who you know. Né? En nou kom hy by die koning. Hy het nie die autoriteit om deur 'n vreemde land te trek nie, maar sy koning het. Hoor jy dit? Hoor jy wat ek probeer sê? As ek goeie keuses moet maak, neem my eie autoriteit nie, ouens, in die autoriteit van God. Hy gee vir my die brief. Hy gee vir my die vooruitgang. En dan kan ons gaan kyk en nou sê Nehemia, behalwe nou, koning, behalwe nou die briewe om nou reguit deur te trek, nee, ek het so 'n bietjie materiaal nodig. Dis baie nie. In jou oë nie. Hy sê ek het ook 'n brief van Asaf nodig, die opsigter van oor die staatsbos, want hy soek baie hout. Dat hy my kan voorsien van hout vir die poorte van die vesting van die tempel, wat die tempel te maak, en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan. Jy sien, as ek wil bou, as ek wil vooruitgaan en ek wil 'n keuse maak, dis dalk 'n ongemaklike keuse, dis nie maklik nie, maar die Here sal voorsien as jy die keuse maak. Dis die volgende punt. Maar dit gaan nie net goed gaan nie. Jy sien, al is ek binne die wil van die Here en ek het 'n besluit geneem, dan gaan teenkanting wees, want dit is 'n ongemaklike besluit. Dan gaan mense wees wat nie hou van my besluit nie. Want as ek 'n besluit neem in my familie of in my vriendekring of waar ook al dat ek God gaan dien ten spyte van wat julle sê, ek gaan 'n pad met die Here stap. Dit gaan 'n keuse wees wat teenkanting gaan maak. Dit is nie die beste keuse volgens baie mense nie. Dis 'n ongemaklike keuse in mense se oë. En nou lees ons van hierdie Martusanbala die Goroniet en Tobia die Amoritiese amptenaar en Gesem die Arabier hoor dat wat ons doen, het hulle by ons uitgelag en smalend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Nou, Jerusalem was nou onder beheer gewees van nie een van hulle self nie. Maar jy sien, ons gaan altyd teenkanting kry wanneer ons
ongemaklike keuses in ons lewens maak. Vernaam as jy die keuse maak om God onvoorwaardelik te dien. Dan gaan mense wees wat nie daarvan hou nie. Bou al spot ander mense. Jy bou nie net as dit nie jou probleem is en jy maak dit jou probleem. Jy trust God dat dit jou probleem is en dan begin jy met jou hart daarin betrokke te raak nie. Maar partykeer gaan ander mense nie hou van jou keuses nie. Dis nie maanskin en rose nie, hulle spot hom. Hulle sê vir hom, wat maak jy nou? Dis soms ons ongemaklike keuses wat ons maak, wat mense te ontstel. En dan gaan teenkanting kom. Later lees ons toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar. Volgende vers, vers 3. Tobia die Ammoniet het langs Sanballat gestaan en gesê, laat hulle bou. Hierdie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Hulle al 'n besluit geneem en dan kom ander mense en hulle vertel vir jou hoe verkeerd is die besluit en wat kan alles verkeerd gaan. Ignore them. As jy 'n besluit geneem het vir God en jy weet dis die regte besluit, die teenkanting gaan kom. Neem die besluit. In vers 7 tot 9 lees ons en Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Amoriete en die mense van Asdod was hewig ontstel. Hoor hoe groei hulle? Het julle gesien hoe groei hulle? Hulle word al hoe meer. Hoe verder die werk gaan vir God, hoe meer teenstand is daar, want hulle weet hier kom 'n ding. En nou begin jou vyande nou al saam te staan. Die Arabiere en die mense van Asdod begin nou saam te staan. En allerlei mense wat nooit sou saam staan, die begin ewe skielik saam te staan teen hierdie ding wat jy weet wat die regte besluit is. Hoor ek vers 8, hy sê dit saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en in verwarring te stig. En ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen die muur uitgesit. Hier is 'n teenvoeter. Né? Dan gaan ons na vers 16 tot 18 toe. Hoor gou wat het hulle gedoen. Hy sê, van daardie dag af was daar 1/2 van my manne aan die werk en het die ander helfte se spiese, skilde, pile en bo en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het die plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs. So hulle het mekaar begin support. Die een het die ander in sy skild en sy swaard en sy spies vasgehou terwyl die ander een bou. Hoor julle dit? Dis wat ons moet doen. Daai support system. Jy sien, want as die vyande meer raak in 'n goeie keuse, want you know who wil nie hê jy moet 'n keuse maak nie. Want hy weet jy raak 'n bedreiging vir sy koninkryk. En you know who gaan enigiets in sy vermoë doen om vir jou te vertel jy die verkeerde keuses gemaak, of jy is nie worthy nie, of jy kan dit nie doen nie, of jy sal nooit succeed nie, en as al allerlei goeders begin verkeerd gaan, dan wil ek vir jou sê, hou goeie moed, kry vir jou support system, kry vir jou omgee groep agter jou, kry vir jou familie agter jou, kry vir jou gesin agter jou, kom ons begin daar, kry jou vrou en jou kinders, of jou man en jou kinders agter jou, neem die regte besluit, al gaan die res van jou familie dink dis 'n dom besluit. Neem die besluit, ons almal staan voor keuses. Kry daai support system agter jou, soos wat hierdie ouens gehad het. Ons lees dit later, lees ons dat hulle het gebou, met die troffel in die een hand en die swaard amper in die ander hand. Jy sien, partykeer moet ek aanpassings maak om goeie keuses te maak. As ek hierdie Nehemia se keuses kan opsom, sou ek dit so gedoen het. Bou, al is dit nie jou probleem nie. Bou, al spot ander mense. Bou, al is daar teenkanting. Bou in jou geestelike lewe. Bou in jou lewe in. Ons moet ophou om te worry wat die mense sê. Ek het 'n pel gehad, jare terug. Ek en hy, ons is 4 ouens wat 'n huis gedeel het voor ek getroud is. Ons het so saam gebly in 'n huis. En een van hulle het altyd hierdie gesegde gehad, don't mind the people, we are the people. En baie keer moet ou net dit vir jouself oor sê. En hierdie ou was nie noodwendig 'n kind van die Here nie. Maar hy het baie keer vir my gesê, don't worry about the people, we are the people. As ons happy is, vergeet die res. En ek wil vir jou vandag sê, as God happy is, vergeet die res. Maak jou keuse. Keuses, my tweede voorbeeld. Jou keuses kan nie net ongemaklik wees nie, maar dit kan baie keer onpopulêr wees.
Onpopulêre keuses beteken, almal kies ander goed. Almal kies die maklike pad. My ma het altyd gesê, as almal in die vuur spring, gaan jy ook in die vuur spring. Nee, sy klink nie so nie. Bonita, hoe klink ma? Maar dis amper so iets. Ja. Onthou jy daai ene? As almal in die vuur spring, gaan julle ook in die vuur spring. Lyk my is 'n ding. Ek het dit gegoogel, is 'n ding. Nee, ek grap sommer. Maar julle verstaan wat ek vir julle sê. Partykeer is die keuse wat jy moet maak, kan dalk 'n onpopulêre keuse. Almal se keuse is nie noodwendig die regte keuse nie. Maar ek wil vandag vir jou Romeine 12 vers 1 tot 3 net gee as 'n beginpunt voor ek by my voorbeeld kom en ek gaan baie vinnig hierdie punt hanteer met jou. En ek wil hê jy moet saam met my lees en jy moet saam met my indrink wat die Here vir ons vanoggend hierso sê. Hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle. Jy kan sê broeders en susters of jy kan jou naam daarin sit. Ek neem 'n beroep op julle, sit gou jou naam daarin. Om op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dis tog waaroor dit gaan julle. Is my lewe 'n offer wat vir God aanneemlik is, of vir my familie, of vir my vriende, of my vriendekring, of al die ander invloede, of is dit vir God aanneemlik? Dis dalk nie die populairste keuse wat jy in jou lewe gaan maak om onverskrokke die Here te dien nie. Dit is dalk die beste keuse wat jy kan maak, maar dit gaan nie die populairste keuse in baie mense se oë wees nie. Kom ons gaan aan met Romeine 12. Hy sê, dit is die wesenlike, dis die basis van die godsdiens wat jy moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, want dis die maklike keuse. Maar, daai woord verander alles, hy's 'n teenstelling. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En hier lê my grootste probleem. As my denke nie reg is nie, gaan my keuses nie reg wees nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Die goed is interlinked met mekaar hierso. En ek kan vir jou nog ander baie verse gee, maar ek wil hê jy moet saam met my gaan kyk na vers 2 se volgende gedeelte. Hy sê, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy sien, as ek eers my denke verander, dan gaan dit saak maak in my keuses wat vir God aanneemlik is en nie vir mense nie. Dan sê hy vers 3, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, vir my, ja vir jou, moenie van jouself meer dink as jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Jy sien, want hier lê nog 'n probleem in vers 3. Wanneer ek begin keuses maak wat my please, omdat ek oulik is, omdat ek fantasties is, maak ek foute. Wat maak ons hierdie naweek? Foute. Want ons kies verkeerd. Jy sien, en as ek Romeine 12 vers 1 tot 3 deel van my lewe maak, dan sal ek nie, en dit sal my dryf na my volgende voorbeeld toe. Julle wonder nog heeltyd wie is die voorbeeld, en hier kom die voorbeeld nou. Josua, wat voor 'n hele volk wat in afgode diens was, het hy hierdie onpopulêre keuse gemaak. Almal is in daai volk, hulle wil afgode dien van die Amorite en die Kanaaniete en al daai ander lotte. En Josua staan as leier op voor hierdie volk wat in afgode diens vasgevang is, en hy sê vir hulle, julle moet doen wat julle goed vind in julle oë. Hy sê vir hulle, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, aan die ander kant die Eufraat, of die afgode van die Amorite, in wie julle se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Daar's die keuse. Was dit 'n populêre keuse? Dit was 'n onpopulêre keuse. Maar weet jy, sy invloed het gemaak dat die volgende vers kan sê, en die hele volk het hom gevolg in 'n onpopulêre keuse. Partykeer moet ek onpopulêre keuses maak, my laaste voorbeeld by keuses wat ek vandag met jou gaan hanteer. En ek wil net vir julle sê, daar is nog baie, maar ek sal volgende keer met julle praat oor die ander, is 'n opofferende keuse. Ek wil hê jy moet gou na in die derde plek kyk, na partykeer as ek 'n goeie keuse maak, is dit 'n selfopofferende keuse.
Dit is nie net 'n ongemaklike keuse nie. Dis nie net baie keer 'n onpopulêre keuse nie. Maar wanneer ek die regte keuse maak, die regte keuse maak en vanmôre het ek so gewonder oor hierdie lidmate wat ons weer voorgestel het. Ek hoop julle die keuse wat julle gemaak het is 'n goeie keuse. Ek glo dit met my hele hart. Maar wat van 'n opofferende keuse? En ek kan nie aan 'n beter voorbeeld dink as van 'n opofferende keuse as Rut nie. Jy sien, as jy die agtergrond verstaan, sê jy verstaan wat 'n opoffering het Rut gemaak. Onthou sy is 'n Moabitiese vrou. Sy kom van Moab af, van die ander kant van die see. Daar waar afgodediens en huisgode en voorvaderlike aanbidding en allerlei dinge was aan die orde van die dag. En toe kom daar iemand daarby aan en Elimelech en Naomi trek soontoe. Hulle vlug vir die hongersnood wat in Bethlehem is en hulle kom daar in 'n vreemde land in met hulle twee seuns Maglon en Gilion. En as jy ooit gewonder het wie was met wie getroud, Maglon en Gilion, Orpa en Rut, dan kan jy maar net gaan kyk in Rut 4 vers 10 sê hy dat Maglon was met Rut getroud gewees. En hulle kom daar aan as vreemdelinge in 'n land waar afgodediens aan die orde van die dag is. En deur Elimelech, Naomi, Maglon en Gilion se invloed kom Rut tot bekering. Hulle het 'n invloed op hierdie afgodediens vrou. En sy sien hoe word 'n lewende God aanbid. Belangrik, pappa, mamma, oupa, ouma, die invloed wat ons het op ons families. En Rut kom op 'n punt waar, en ek dink nie ons verstaan altyd nie, as ons dink aan Rut, dan dink ons, en ek gooi dit vir op die skreen, waar hy sê, in Rut 1 vers 12 tot 19, sê sy het 'n paar keer vir hulle gesê, draai nou om my dogters, gaan terug, ek kan nou nie meer, ek kan nie nog seën sê om vir julle te gee nie. En al sal ek vanaand nog met 'n man slaap, dan sal hy te jonk wees, ek sal dit nie reg kry nie, vir julle tweekies nie, gaan terug, hoor gou, gaan terug na julle land toe, gaan terug na julle gode toe. En Rut sê, nee, hier kom die opofferende keuse. Rut sê vir haar, en Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het haar van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly, en toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggedraai na haar volk en na haar gode toe. Sien julle dit? Gaan jy ook nou saam met haar terug, waarheen? Na jou volk en jou gode toe. En dit was die inspirasie. Maar Rut het haar geantwoord, want sy het 'n smaakie gehad van die lewende God. En sy sê, no ways. Sy sê, moet my nie dwing om van jou weg te gaan, om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u bly, sal ek bly. En u volk is my volk, en hier kom die kruks. U God is my God. Dis waaroor dit gegaan het. Dis waaroor dit gegaan het. Hierdie selfopofferende, ek is bereid om my familie, my huis, my Moab op te gee, deur 'n keuse te maak vir God. Dis 'n selfopofferende keuse. Ouens, en as ons kan begin, as kinders van God, om selfopofferende keuses te maak, dink net hoe sal ons hierdie wêreld change. Dink bietjie daaraan. En dan kom Boas op die toneel. Julle ken die hele storie, nou is almal, ek dink julle moet hierdie week Rut gaan lees. Ek het Rut bietjie gelees op 'n stadium in die week, ter voorbereiding. Verskoon my. En nou kom Naomi hulle terug, daar in Bethlehem. En die ander mense sê, is dit nie Naomi daai nie? En Naomi sê, nee, ek is nou Mara. Ek is bitter. Nee. Naomi, jy mis die punt. Kyk wie jy gewen vir God. Kyk die impak wat hier gaan kom deur hierdie vrou. Wat jy sien, die opofferende keuse wat hierdie vrou gemaak het gemaak dat God haar
in sy bloedlyn intrek, letterlik en figuurlik. Partykeer moet ek opofferende keuses maak sodat God my in sy bloedlyn kan intrek. Want julle weet, nadat Rut met Boas getrou het, was hy die grootoupa van Dawid. En God vat, hy eer hierdie keuse van 'n opofferende keuse wat sy gemaak het. Hierdie Moabitiese, hierdie heidense vrou. In daai tyd is dit ondenkbaar dat God dit kon doen. Maar kyk hoe eer God opofferende keuses. En hy trek vir Rut binne in sy bloedlyn in, deur Boas wat saam met haar 'n kind gehad het. En daai kind se naam was Obed. En Obed het 'n kind gehad en sy naam was Isaai. En Isaai het baie seuns gehad en een van hulle se name was Dawid. En Dawid, die voorvader van Jesus, 14 geslagte later. Sien julle dit? Partykeer moet ek opofferende keuses maak, sodat ek in God se bloedlyn ingetrek kan word. Ek het vandag met jou gepraat oor keuses. Daar kan ek net afsluit gegee om vir jou net te sê, ek sê nie, dis wat jy moet doen nie, maar wanneer ek keuses maak, dan volg ek die volgende. Ek kyk baie keer, hoe voel my gut? As ek sê my gut, dan wys ek nou hier na my hart se kant toe, maar dit is eintlik hier. Cardio is nie hart net nie, maar cardio, die Griekse woord, kan ook vertaal word as jou binnekant. Het jy gehoor, mense sê ek het 'n gut feeling? Het jy al 'n goeie besluit geneem en dan is daar so 'n verligting hierso? So ontspanning hier. Nie, hier. Of jy neem 'n verkeerde keuse en dadelik weet jy hier. Dit was verkeerd. Volg jou gut. Die Heilige Gees sal vir jou onderskeiding gee as jy hom vra. Ek bid baie keer net, Here, gee vir my vryheid, gee my rustigheid, of as ek nou verkeerd gaan kies, Here, maak my onrustig in my hart. Nie in my bloedpomp nie. Want nie in my hart moet onrustig wees nie. Maar ek voel hom hier. Stem julle saam met my? Of praat ek chol? Ek kan net 'n amen nou waardeer. Dankie. Ek is altyd so bang om hierdie goed te sê, want nou is ek die enigste voel wat dit so doen. Maar wanneer ek keuses in my lewe maak, luister ek na my hart, ek luister na my gut. Ek bid vir vrede of die teenoorgestelde daarvan. Wanneer ek 'n keuse, partykeer gaan trek ek 'n lyn en op 'n stuk papier, ek is 'n ou wat lyne trek en kolomme maak en voordele, nadele, pros, cons. En ek gaan skryf die goed neer dat ek dit kan sien. Ek skryf dit, ek dink dit, ek sien dit. En dan is dit makliker partykeer om 'n besluit te neem. Ek vra vir die Here vir leiding. En leiding gebeur vir my en Salome op 3 vlakke. Ons praat altyd van ons 3 groen ligte. As jy nou al 'n rukkie saam met Ava loop, sal jy die 3 groen ligte al ken. Ek het dit al in vorige preke vir jou gesê. Die 3 groen ligte wat ons by die Here vra, wanneer ons 'n besluit in ons lewe moet maak, is begeerte, omstandighede en bevestiging. Want jy sien die Here werk deur begeertes. Hy skep 'n begeerte in my hart. Om Ava te begin was 'n begeerte in my hart vandat ek jonk is. Ek het nie geweet wat sy naam is nie, maar ek het geweet ek gaan eendag my eie gemeente hê. Toe kom omstandighede in plek. Dinge val in plek in omstandighede. En jy kan bid, Here, dat hierdie begeerte, as die omstandighede reg uitwerk, die regte deure oop of toe is, daar seker tyd wat ek lankal gedink het, ek moes dit lankal gedoen het, maar ek was nie reg nie, julle. Ek was nie reg vir dit nie. Op die regte tyd het die Here die deure oopgemaak. 9 jaar terug. Omstandighede. En dan die belangrikste groen lig wat moet aangaan in my lewe, is bevestiging. Dat die Here dit bevestig deur sy woord, of deur 'n woord, of deur 'n manier, deur die Bybel, deur 'n song, deur 'n vriend. En weet julle wat, ons het bevestigings op bevestigings al gehad op sekere keuses wat ons gemaak het. Ek praat nie net van hierdie keuse nie. Daar's groot keuses wat ek en Salome al in ons lewens gemaak het, wat hierdie 3 groen ligte, God se leiding vir ons so gewerk het. So ons gaan met ons gut, ons bid vir vrede, en dan gee die Here vir ons 3 groen ligte. En as een van die ligte nie groen is nie,
dan los ons dit, dan pak ons hom. Tot hy 3 groen ligte al 3 aan is. Begeerte, omstandighede, bevestiging. En ek wil afsluit deur vir jou te sê, God is met jou. Ek sien uit om die res van die voorbeelde met julle te deel oor 'n maand of wat. So ek sê jou voor die tyd sê, ons gaan nou 4 weke, gaan ons nou pak jou rugsak doen saam met die jong mense en die kinders in die kerk. So mamma, pappa, bring maar die kindertjies. En dan sal ons terugkom na hierdie tema toe, daarna. Mag die Here vir ons genade gee. Onthou, slegte keuses word gedryf deur die verkeerde kant. Bedrog of om mislei te word, maar dis kom ek sê, jy moet bid vir die leiding van die Here, en gaan jy daai goeters mos nou kan kniehalter, jy gaan dit kan sien. Die Here gaan jou oë oopmaak as dit van die verkeerde kant afkom. Maar as dit die regte keuse is, dan moet ek baie keer vir my sê, al is dit ongemaklik, al is dit onpopulêr, al is dit 'n opofferende keuse, dis die regte keuse. Kom ons maak daai keuse vir die Here. Ek hoop dit het iets vir iemand beteken vandag. Mag die Here vir julle seën en met julle wees deur die week wat voorlê. Amen. Hemelse Vader, ek kom vanoggend na U toe en ek kom bid en ek kom vra dat U vir ons sal lei in ons keuses. Ja Here, ons het miskien nou gevoel ons het halfpad gestop. Daar's nog baie ander voorbeelde wat ons kan noem, maar Here, U het al vroeg in die week vir my gesê dis waar ek moet wou vir die week. Anders gaan dit te veel wees en dit gaan te vinnig afgerammel word. Ek wil kom bid dat U vir ons sal lei in ons keuses. Dalk sit hier iemand hierso wat 'n groot keuse in hulle lewe moet maak om van werk te verander of om wat ook al te doen of wat ook al. Here, lei ons in ons keuses. Dis nie net altyd geestelike keuses nie. Daar's ook baie keer keuses wat ons vir ons families moet maak, wat ons vir ons eie well-being moet maak. Dalk is dit 'n gesondheidskeuse, dalk is dit 'n watse keuse ook al. Maar Here, help ons om die regte keuses te maak en U te soek in onderskeiding. Ek bid dat U met ons sal wees vir die res van die dag, vir die res van die week, wanneer ons bymekaar kom in ons omgegroepe, wanneer ons bymekaar kom in as gesinne om ons huisgodsdienst te hou of wat ook al, Here, dat ons daar U sal soek of in ons persoonlike stilte tyd, dat ons sal bewus wees oor dit wat U besig is om in ons lewens te doen. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen.